Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof. Koenig het gister verwys na 'n sendingtendens in die Septuagint. Tekste wat eintlik 'n meer nasionalistiese betekenis het, is vertaal as sendingtekste. Kom ons kyk na een so voorbeeld. Jakobus haal Amos 9 aan in sy toespraak in Handelinge 15. Sy aanhaling kom uit die Septuagint. Sodat my volk, dis Israel, die oorwinnaar sal wees oor wat van Edom oor is, sodat al die nasies die Here kan soek, oor al die nasies, ja, al die heidene nasies, oor wie my naam uitgeroep is, wat ek geroep het om my eiendom te wees. In Amos was hierdie profesie 'n nasionalistiese profesie. Dit het daarop neergekom dat Israel in die toekoms oor Edom 'n oorwinning sal behaal en sommer oor 'n aantal ander volke ook. Dit was 'n lekker belofte, want Edom was een van Israel se aardsvyande. Maar in die Septuagint word dit 'n sendingprofesie. Die heidene nasie sal na die Here soek, almal oor wie sy naam al klaar uitgeroep is. Daar is meer sulke voorbeelde. In die Hebreëus lees ons in Jesaja 54 vers 15. As iemand jou aanval, het ek hom nie gestuur nie. Wie jou aanval, sal die onderspit teen jou delf. Dit word vertaal met: proseliete sal om my ontwil by jou aansluit. Hulle sal by jou 'n toevlug soek. Weer 'n sending vertaling. In Jeremia 3 vers 19 word die persoon wat aangespreek word in die Septuagint Here genoem, anders as in die Hebreëus. En in plaas daarvan dat hy 'n besitting kry wat liefliker is as enige iets wat enige nasie het, word hy die magtige heerser oor die nasies genoem. Sulke vertalings het gepas in die vroeë Christene se oortuiging dat die Messias oor die nasies sal heers en dat hulle hom dus aan die heidene moet gaan verkondig. In Genesis 49 vers 10 word verwys na die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Dit word in die Septuagint vertaal met die heerser wat die hoop van alle volke sal wees. Dadelik kom die sending dus in perspektief. Dit is die diepste rede waarom die Christene selfs in Jerusalem die Septuagint verkies het, al het hulle nie die Griekse taal nodig gehad soos Paulus nie. 'n Mens kan natuurlik vra waarom die Jode die Hebreëus so vertaal het. Waarom die nadruk op die Messias en die sending? Daar kan verskillende sienings voor wees, maar 'n mens moet onthou, die Septuagint is so ongeveer 200 jaar voor Jesus vertaal. In hierdie tyd het dit sleg gegaan met Israel. Hulle is keer op keer deur vyande oorwin en oorheers. Hulle kon dus maklik 'n nuwe behoefte ontwikkel het dat die Messias sou kom, omdat hulle geglo het hy gaan hulle van hulle vyande verlos en die heerlikheid herstel, soos dit in die tyd van die groot koning Dawid was. Hulle het dus 'n dringender behoefte aan die Messias ontwikkel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U self die middele gegee het vir die skrywers van die Nuwe Testament, sodat hulle daarin kon ontdek die belofte wat U reeds lank tevore gemaak het van die Verlosser, die Messias wat in hierdie wêreld toe sou kom. Help vir ons ook om Jesus te erken en te herken as daardie Messias. Amen.